Goeiemôre, liewe gemeente. Gelukkig het ek nie hard begin nie. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag julle regtig ook 'n wonderlike feestelike erediens saam geniet. En kom ons groet mekaar ook sommer en sê vir mekaar ook 'n geseënde Pinksterfees vir elkeen van julle. Kom ons groet mekaar onderlings. Ja, so dis 'n regtig 'n fees vandag op verskillende maniere. Die fees is dat jy as 'n fees uitgestort is, hy is hier by ons en met ons. Hy is die een wat dit vir ons waar maak en lewe kom gee. Dis ook 'n fees dat ons nagmaal kan vier en dan is ook nog die gemeentefees, die gemeente ete. Wat tog ook 'n feeslikheid is dat ons sommer net as gemeente ook weer lekker saam kan kuier. Voordat ons weer in die tweede helfte van die jaar weer saam kan kuier. Maar dis lekker om julle almal hier te hê. Mag dit vir julle ook 'n vreugdevolle dag wees. Kom ons raak stil en dan begin ons vanoggend. Ek wil net eintlik wag. Ek sien hom boy dis daar op met hy net sy sitplek moet kry. Dat hy dan net soos daar so 'n liedjie wat goed vandag. So kom ons raak sommer net lekker stil en begin se vanoggend se diens. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Die Here het opgeval. Die Here is koning. Die Here stuur ons die Heilige Gees. Die Gees van God woon in ons. Daarom kom Skeppergees en kom waai deur ons en ons gebroke wêreld. Kom Skeppergees en bring nuwe lewe vir ons en ons wêreld. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede van ons Skepper God, van alle sienlike en onsienlike dinge, genade en vrede van een Here, Jesus Christus, lig uit lig, wat sit aan die regkant van die Vader, en genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons Here en ons lewendmaker is. Amen. Kom ons sing tot eer van die Here 'n loflied, 'n paar lofliedere. Ons sing 'n Psalm 146 vers 1 en 3. Alles baie mooi liedere en deel van die feestelike karakter van vandag. En dan sing ons ook 199 daarvan vers 1 en 3 en 201 vers 1 en 3. Psalm 146. Prys die Here, loof en prys hom. Ek wil God se lof besing want hy is magtig. Kom ons loof en prys hom. Liewe gemeente, kom ons laat toe dat die lof van Psalm 146 ook ons lof is wat ons vir die Here sê. Here, ons loof U omdat ons die lewe mag hê en hy dit vir ons kom bewerkstellig en moontlik maak. Kom ons sing hierdie twee verse tot eer van die Here.
No. So, dit was baie lekker dat ons hier so kon loop. Baie dankie. Die kinders kan maar nader staan. Dan moet staan 'n bietjie verder weg van die tafel af. Het julle al gehoor van die Heilige Gees? Wie is hy? Waar is hy? Wie is hy? Liewe Jesus. Waar is hy? In jou hartjie. Ja. Waar is hy? Oral, ja. Daar is hy. Hy is oral, né? Nou, hoekom dink julle praat ons van die Heilige Gees? Of kom ons maar net praat van God of van Jesus of waar was die Heilige Gees dan? So, dit sou lekker gewees het as Jesus saam met ons hier langs my kon geloop het, né? Maar dit sou 'n bietjie snaaks gewees het as hy nou 2000 jaar oud gewees het. Sou 'n bietjie vreemd gewees het. Wie bang gewees het vir 'n ou wat al 2000 jaar oud is. Hoe jy dalk was so te doen. So Jesus het sy werk kom doen wat hy kom doen het. Hy het aan die kruis toe sterf sodat ons ewige lewe kan hê. Maar hy kon nie vir altyd leef nie. En daarom het voor die Vader besluit en Jesus besluit om sy seun of sy gees uit te stuur, sodat sy gees by ons kan wees, sodat sy gees in ons kan wees, soos wat die Bybel gesê, dat sy gees binne in ons sal wees. En daarom is God altyd hier. Weet jy dat God is nie hier in die kerk, wanneer sy oral altyd, môre op die skool,
Hoe jy reg hoor. Ja, hy's oral. En dis om die Heilige Gees by ons is. Nou ons vier vandag Pinksterfees. En dis die fees wat gebeur het, wat ons lees in Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. En skielik was daar 'n wyd in die hemel, soos van 'n geweldige storm. Jy wil hoor hoe klink dit, né? En dit het die hele plek gevul waar hulle gesit het. En hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel, en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees wat aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. En toe Petrus, een van die disippels, en ook vir hulle vertel wat daar gebeur, en van toe af het die evangelie al groter en wyer en verder uitgetrek. En dis wat daardie dag gebeur. Dis wat ons vandag doen. Ons vier vandag Pinksterfees. En dit is die fees van die uitstorting van die Heilige Gees. Wat soos vuur op die mense gekom het. En nie vuur wat brand nie, maar wat vuur van die Heilige Gees. So dis wat ons vandag saam kan vier. En lekker ons in sit. Maar nie val nie. Ons lees vanoggend uit Johannes 20 uit. Lees vanoggend uit Johannes 20 uit. Vanaf kort verse, vanaf vers 19 tot 23. Johannes 20, vers 19 tot 23. Voordat ons saam lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, ons bid dat U vir ons 'n nuwe verbeelding sal gee vir die koms van die koninkryk en veral hier in ons land. Ons bid Here dat U ons bewus sal maak van die uitgestorte Gees in ons lewe. En dat vir ons die lewe kom herstel. Here, ons bid dat die Gees in ons lewe vir ons sal help om gesigtes te sien en drome te droom van 'n wêreld waarin mense kan leer om te lewe. Waarin mense mekaar kan respekteer en mekaar kan omarm en kan lief hê. Ons droom, Here, dat die koninkryk sal kom, sodat geregtigheid sal geskied. Ons bid, Vader, dat ons families en gesinslewens kan herstel en herstel sal word, sodat dit ruimtes kan wees waarin ons kinders kan leer om die lewe te ontdek. Ons bid, Here, vir versoening en vergifnis. Dat ons weer mekaar sal raak sien en na mekaar sal luister, voordat ons so maklik sal oordeel. Here, ons bid dat U ons oë sal oopmaak om, soos U self, Here Jesus, weer mense raak te sien. Mense in nood, mense met pyn, mense in beproewing, sodat die liefde van God en die herstelde lewe uiteindelik kan uitkom. Here, dat ons ook die Gees en die genade kan verkom. Here, ons bid dat ons land en ons mense en ons gemeente en ons gemeenskap 'n plek sal word wat die toonbeeld sal wees van respek vir die Godgegewe waardigheid van elke mens. Dit word vir ons land wat op 'n verkiesingsmaal staan. Vir 'n land wat gereinig sal wees van rasisme en korrupsie en onreg en omkopery. En waar ons almal die vryheid en volheid van die lewe mag uitleef deur vreugde van liefde en diens aan mekaar. Here, ons vra dat U ons in staat sal stel om hierdie droom waar te maak.
Om soos die eerste disippels en apostels en skriftinge na op Pinksterdag lewende getuienisse te word van die lewe soos dit in die hemel is. Soos U dit ook op aarde moet kom waarmaak. Ons bid hierdie droom van ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons lees liewe gemeente uit Johannes 20 dan, vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, en alhoewel die Here besluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy het gesê, wys hy sy hande en sy sy vir hulle, en die disippels was baie bly toe die Here sê, vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy het gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe. Ons lees net tot sover. Nou liewe gemeente, die kerk se besigheid is werk. Dis ons werk, dis ons besigheid. Is om lewe te kom herstel, om lewe te gee. Ons het hierdie week die Pinksterweek gedoen uit die wonderverhale van Johannes. En dis 'n tema wat ons so oor die hele Johannes, wil ek amper sê, kan skryf. En dit het elke week weer en weer opgeduik, net in 'n ander vorm. Jesus het gekom om die lewe te kom herstel. Om lewe te kom teruggee. Ek staan net nou daar buite met by die manne en gesels met my vir ons die potjies maak. En Gerald sê, dit wat ek nou ook al baie gesê het, to be fully human again. Dis wat die Here kom doen het vir ons. Nou, ons noem dit nou baie verskillende dinge, ons noem dit onder andere byvoorbeeld ewige lewe, maar ek is bang dat ons met die woord ewige lewe die lewe beperk tot iets wat ons dink die woordjie ewige lewe beteken. Want ons gee ons inhoude aan woorde. Jy weet, die woord apartheid het nooit bestaan nie, maar ons het 'n inhoud aan die woord gegee en nou gebruik die hele wêreld dit al as 'n skeldnaam. So ons gee inhoude aan woorde. Maar ons moet soms daai inhoude eers weer 'n bietjie afbreek om weer 'n nuwe inhoud te kan skep. En ewige lewe is my altyd een van daai woorde. Want ons dink meeste van ons dat die ewige lewe is 'n lewe wat ek eendag gaan kry as ek doodgaan. Soms dink ons nee, ek het hom gekry as ek tot bekering gekom het, want dis 'n reuse lang lewe vir altyd. 'n Ewige lewe, liewe gemeente, is nie die lewe na die dood nie. Miskien dit ook, maar dis nie al wat dit is. Ewige lewe is ook nie 'n lewe vir altyd nie. Ek dink daaraan terwyl ek daar voorberei, dink ek daaraan, as iemand 'n Christen is, maar hy gaan deur baie beproewings of lyding, gaan dit nie noodwendig vir daai persoon in daai oomblik in sy lewe baie opwindend klink om te dink jy gaan vir ewig so lewe. Baie van ons was al dikwels in situasies gewees wat ons gewens het, kan hierdie nou maar net asseblief oorkom en verbykom. En niemand wil dit noodwendig vir ewig en altyd beleef nie. So kom ons herdefinieer ewige lewe. En as na Johannes gaan kyk, dan help Johannes ons daarmee. Jesus sê elke maal vir die disippels, wanneer hulle leer, dan sê hy vir hulle, ek het gekom sodat julle blykans volkome kan wees. Julle blydskap. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê. Wat is die lewe? Die weg en die waarheid. Ek het gekom sodat julle die lewe in volheid kan hê. Ek bring vir julle die nuwe lewe. En daarom hou ek so baie van Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê. En dit in sy volheid. Dis asof 'n vol lewe dinge insluit wat ons begrip ewige lewe dalk nie insluit nie. En iets daarvan, liewe gemeente, het gebeur met hierdie disippels in ons teksgedeelte. Net voor hierdie gedeelte kom Maria by die leë graf op die begin van die opstanding
En die disippels, wat natuurlik, soos die Engelsers sal sê, missing in action was, tydens die hele kruisiging gebeure. Ek stel my voor, hulle sit daar in die kamertjie, en probeer nog tot verhaal kom, van wat het hier gebeur? Ons Here was nog ons Here, en toe hang hy in 'n kruis, en hy's dood. Wat het hierdie afgelope naweek in ons lewe gebeur? Wat gaan van ons word? Is ons nou maar soos al die vorige Messiasse wat opgedaag het, en wat ook deur die Romeinse owerheid doodgemaak is, en daai beweging het nou maar so op tot 'n einde gekom. En terwyl hulle so skrikbevange saam in 'n kamertjie hulle wonderlik, kom verskyn Jesus tussen hulle, sonder dat die deur oopmaak. Nou dit moes vir hulle vreesaanjaend gewees het. Dit moes skrikwekkend gewees het, om te sees wees. Ek herinner my aan die disippels wat vir Jesus ook op die water sien loop het, en in Markus se verhaal sê hy, hulle was vreesbevange want hulle het gedink hulle sien 'n spook. Dalk het hulle daai dag ook gedink, Jesus spook. Hy staan nou dood. Ons staan nog laas begrawe. En om hulle gerus te stel, kom wys Jesus vir hulle die letsels van sy wonde. En dit stel hulle gerus. Dis soos toe Jesus op die water verloop het, toe hy byna kom, toe ontspan hulle. Toe is hulle nie meer vreesagtig nie. Toe verdwyn die vrees. En dan groet hy hulle met hierdie groet, vrede vir julle. Dis nie sommer net 'n groet soos, hallo, hoe gaan dit nie? Shalom was meer as die Griekse afwesigheid van vrede. Shalom was dit waarna hulle verwag het. Shalom was dit wat die Jode geglo het en gehoop het eendag sal kom, wanneer die Messias sal opdaag. Shalom was 'n beskrywing in een woordjie van die tyd wat sal gebeur as God terugkeer na sy land, in sy hoofstad, in sy tempel. Dit was 'n term gewees wat vrede en versoening en geregtigheid en regtigheid en alles ingesluit het wat sou gebeur as Jesus sou terugkeer na die wêreld. So Shalom was vir die Jode in die Ou Testament 'n onkeerbare werklikheid van die tyd wanneer Jesus weer koningskap sal opneem. En dis hoe Jesus vir hulle groet. Shalom, vrede vir julle. Eirene. En uiteindelik is daar vrede op aarde gevestig wat teen alle onvrede sou triomfeer. Die disippels het dit nog nie daaroor besef nie, maar hulle sou dit baie vinnig daarna besef het. En skielik verander hulle vrees en hulle hulpeloosheid onder uitbundige blydskap. Toe hulle dit hoor, toe sal uitbundig bly, want die Here is hier tussen ons. Stel jouself voor, jy is bekommerd, jy weet nie wat gebeur het nie, jy weet nie wat gaan van jou word nie, jy het jou werk gemors om agter die man aan te loop en hy's dood, en skielik staan hy weer. Jesus se vreemde verskyning moet sekerlik vir hulle soos van hulle na aarde so 'n bietjie geskit het, né? Ons Rabbi is dood en hier staan hy nou hier tussen ons. N.T. Wright het 'n boek geskryf, 'n Engelse teoloog, 'n boek geskryf en hy noem dit The Day the Revolution Began. En dis wat daar gebeur het. Hy sê dat die wêreld het 'n wêreldveranderende oomblik in daardie naweek beleef. Die kruisiging en die opstanding wat die wêreldgeskiedenis onherroepelik vir altyd sou verander het. Die wêreld sou nooit weer dieselfde wees. Na daardie naweek wat Jesus Christus se kruisiging opgestaan het nie. Alles in die wêreld het voorgoed verander. Selfs die lewe van die disippels, hoewel hulle dit waarskynlik nog nie eens besef het baie oomblik nie. Dis so 'n merkwaardige gebeurtenis. En Jesus kom kondig dit sommer net so aan. Vrede vir julle. En dan eindig hierdie gebeurtenis met hierdie verhaal met twee gebeure. Eerstens, die gestuurdheid. Jesus sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, kom stuur ek julle aan. Die Vader stuur vir Jesus om die heilsplan te kom uitvoer op aarde. En Jesus is gestuur met hierdie roeping, hierdie taak. Hy moes die wêreld verander in 'n tyd kom aankondig, kom initieer, kom bring.
Die tyd waarin die Messias, die koninkryk van God, sou kom vestig, het aangebreek. Die koningskap kom herstel waar daar reg en geregtigheid is. Maar die tyd kom aankondig en kom begin waarin die verlossing vir die mens sou plaasgevind het. Deur Jesus se woordverkondiging en kruisiging en opstanding. Nou kom hy en hy sê, nou stuur ek vir julle. Ek het my werk kom doen, dis klaar afgehandel, dit is volbring. Nou stuur ek julle. En so word die disippels gestuur om die goeie nuus verder te neem. Nou hierdie eerste disippels het waarskynlik in daai oomblik, dink ek nou maar, waarskynlik gedink, ons kon dit nie eers reg uithou by die kruis nie. Ons het ons Getsemane het ons al reeds verdwyn. Hoe gaan ons Jesus se werk voortsit? Hoe gaan ons dit eintlik regkry? Hoe gaan ons sy gestuurdes wees? En dit is asof Jesus hulle gedagtes lees en hy sê, ontvang die Heilige Gees, nou blaas oor hulle. Baie mense noem dit die klein Pinkster. Die beste wat verduideliking wat ons daarvoor kan gee, want dit is dan nou eintlik redelik ver weg, dis 40 dae weg, 50 dae weg van die Pinkster gebeure, né? So die Heilige Gees toe nou al uitgestort. Die beste verduideliking wat ons daarvoor kan gee is om te sê dat dit die voorskil op die Pinkster sou wees. Maar dat dit ook Johannes se manier was om die eenheid van die werk van die Vader, Seun en die Heilige Gees ook aan hulle te leer op daai oomblik. Wat Jesus kon doen het, was nie onafhanklik van wat die Vader gedoen het nie, of die Gees nie. En sy teenwoordigheid is ook nie onafhanklik, selfs sonder die Gees nie. Ons lees dat hy deur die Gees mense gesond gemaak het. So die Gees was nooit afwesig in die Nuwe Testament of in die Ou Testament, dat hy op 'n dag sou moes kom nie. Dis maar die beeld wat God gebruik het om vir ons dit werklikheid te maak, dat die Pinksterfees ons gebreek het. Maar die eenheid van Vader, Seun en die Heilige Gees, Jesus bid op 'n stadium en hy sê, Vader, ek bid dat hulle een sal wees, soos ons een is. Ek en U en my en hulle en ons. So wat hier gebeur het, was maar die vervulling gewees, die inwerkingstelling gewees van Jesus se beloftes. Mense kan amper sê, Johannes 20 is Johannes se weergawe van Matteus 28, gaan dan heen en verkondig die evangelie en die Gees sal met julle wees, waar julle ook gaan. So wat op Pinksterdag gebeur het, was eintlik 'n visuele gebeure van 'n feit wat Jesus reeds in hom gehad het, sy Gees, en wat reeds werksaam is in die Ou Testament ook en in die Nuwe Testament. Maar dit was tegelykertyd ook die toerusting van die disippels. Hulle ontvang die Gees sodat hulle sy gestuurdes kan wees. En soos Jesus sy Gees gewerk, deur die Gees sy werk kom doen het, so sal hulle ook deur die Gees hulle werk gaan doen. Maar daar's 'n ander interessantheid en dit is dat Jesus gebruik 'n woord, hy blaas oor hulle en hulle ontvang die Heilige Gees. Dit verwys natuurlik na Genesis 2 vers 7 en Esegiel 37 vers 1 tot 14. In Genesis 2 blaas die Here asem, lewensasem in Adam in. En in Esegiel 37 sal jy onthou die doodsbeendere en waar die profeet gesê het, ek sal die Gees oor hulle blaas en daar sal lewe in die beendere kom. En hulle sal weer lewe kry. Sien jy Jesus se verbande wat hy trek? Nommer 1 is dit die skepper God, die woordskepende God. En Jesus wat die woord is, wat 'n woord spreek. En die Gees word in hulle uitgesaai. En dis die Gees wat gedoen het, wat lewe kom gee. Wat vir Adam die lewe kom gee, wat vir die doodsbeendere kom lewe gee. Dis asof Jesus vir die disippels sê, julle, hier's die lewe, en ek gee vir julle die krag en die lewe. Gaan wees my gestuurdes in die wêreld. Die gawe van die Gees het alles te doen met die lewe. En deur hulle gestuurdheid sou hulle ook lewe bring
verander. Daarna eindig die teks met 'n moeilike vers, 'n vers wat ons baie oor wonder, het ons regtig die vermoë, die krag, die mag gekry om die hemel toe en oop te sluit? En dis op hierdie vers waarop die Rooms-Katolieke Kerk hulle gesag van die paus opbou, om letterlik vir jou die genade oop hier toe te kan sluit. Ons glo nee, dis dit nie so nie. Ons sê dat al wat Jesus hier probeer sê is dat ons die mag het om vir mense te kan sê nadat ons die woord verkondig het en hulle tot bekering kom, dan kan ons iemand sê jy mag op grond van die woord van God vergifnis van sondes ervaar. Maar kwaliek glo ek dat Jesus vir ons die mag gegee het om vir iemand te sê ek weier om jou te vergewe vir jou sondes. Dit sou net nêrens ook in die Bybel na vore kom nie. So wat Jesus vir ons kom sê is, hy sê vir die disippels, ek gee aan julle die mag om die woord te verkondig en die vryspraak vir mense te verkondig. En mense op te roep tot bekering en voortdurend uit die woord te vermaan. Johannes 3 vers 18 lees ons dat iemand wat nie glo nie eintlik reeds veroordeel is, omdat hy of sy self reeds nie glo nie. Ons kry dus in daai laaste vers die magtiging en die toerusting deur die Gees om te verkondig, om die goeie nuus te gaan uitdra en te sê, hier is die lewe in die goeie nuus. En waar iemand tot bekering kom, kan ons met vrymoedigheid vir hom sê, jy het die ewige lewe. En so eindig Johannes se verhaal van die Sondaгаand, waar die disippels bymekaar was, vreesagtig bymekaar was, verlammend bymekaar was en gewonder het, nou wat nou? Mense vra, maar wat het dit met Pinksterfees te doen? Dit klink dan nou asof ons terugbeweeg op die heilshistoriese pad. Ons is nou al by die Pinksterfees, maar nou is ek alweer by Sondagaand na die opstanding. Die punt wat Johannes wil maak, die gemeente, en ons sien dit in 'n paar ander gedeeltes ook, is die eenheid van die fees en die werk van God die Vader. Die eenheid van die drie-eenheid. Ons verlossing is die werk van die drie-enige God. 'n Mens kan amper sê, nooit was Jesus op aarde sonder die Vader en sonder die Gees nie. En nooit werk die Gees sonder die Seun en sonder die Vader nie. Daar's op nie 'n rangorde asof een ondergeskik aan die ander een is nie. Ons praat van een God. Paulus was 'n monoteïs gewees en hy het 'n monoteïs gebly. Hoe die een God, die drie-enige God, kon verkondig het, wat in drie modusse, op drie maniere, homself aan ons kom openbaar het, as 'n Vader en as 'n Seun en as 'n Heilige Gees. En Johannes wil vir hê ons moet dit verstaan. En as jy Johannes gaan lees, dan sal jy heeltyd hoor hoe hy hierdie begrippe oor en weer gooi. Dat die werk is van die een enige God. Die Gees word ook nie eers ons deel, wanneer ons later, soos baie kerkgroeperinge sê, wanneer ons later die seën van hoe sê hulle, die blessing of the Spirit kry. Nee, dan werk ons met drie gode. Want dan beteken dit ek kry deel aan Jesus Christus, maar kry deel aan die Gees 'n bietjie later. Dit kan nie so werk nie. Ons kry deel aan die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wanneer ek tot bekering kom. En dis wat Johannes wil sê. Wanneer hy vir hulle sê, ontvang die Heilige Gees. Wanneer ek en jy tot bekering kom, wedergebore word, is dit die Vader, deur die Seun en deur die Gees wat in ons lewe kom intrek en by ons kom bly. Dit bly alles die werk van die enige God. Die Vader stuur die Seun om die verlossing te kom waarmaak op aarde, en daarna stuur Jesus sy disippels om dit te verkondig, en hy gee aan hulle die Gees as 'n bekragtiging om saam met hulle te gaan. Jesus doen ook sy werk met hulp van die Heilige Gees. Wat Jesus hier kom sê, is dat dit een en dieselfde Gees is. Ek is met julle, in Matteus, tot die volleinding van die wêreld. Dis net 'n ander manier in Johannes, waarin hy kom sê, blaas die Gees oor julle, en hy sal saam met julle gaan. Die tweede belangrike boodskap waarmee ons vandag kan huis toe gaan, is die gestuurdheid. Die gestuurdheid van die disippels.
Liewe gemeente, Christen wees is gelyk aan disipel van Jesus wees. En dit is gelyk aan 'n gestuurdheid. Ons is nie stuurders nie. Die kerk stuur nie mense na 'n sendingveld toe nie. Ons is bestuurders. Hierdie gemeente se visie, wie van julle ken ons gemeente se visie? Om gestuurdes in die wêreld te wees. Want dis wat ons is. Ons is die gestuurdes van God. God het Jesus gestuur om sy werk te kom doen. Sy werk is volbring. Nou stuur hy vir my en jou die wêreld in om die lewe te gaan steek. Om die evangelie te gaan verkondig, om die goeie nuus in die wêreld te bring, dat hy wat die lewe kom herskep, en wat verlossing wil bring, wat regtigheid en vrede wil kom bring. Hy het gekom. Hy is hier. Ek en jy is nie Christene ter wille van ons eie verlossing nie. Ons is gestuurdes na die wêreld, om dit wat daaraan deel gekry het, verder te dra. Dit was Israel se roeping in die Ou Testament, en dis steeds ons roeping vandag. En ja, natuurlik wonder ons, ek en jy ook, miskien soos die disipels daaroor gewonder het, hoe gaan ons dit doen? Ek kan nie, ek is maar 'n swakkeling en enkeling. Ek weet nie, ek kan nie praat nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ons almal vra die vraag, ons almal worstel daarmee. Ons almal worstel met ons eie lewe en ons eie gebrokenheid. Maar liewe gemeente, dis waaroor Pinksterfees gaan. Ons ontvang ook die Heilige Gees vir ons eie bekragtiging. Die Heilige Gees kom gee nie net vir ons die krag sodat ons kan doen wat ons moet doen nie. Maar hy is ook medewerkend in ons eie verlossing. Johannes 14, Johannes 16 praat Jesus baie oor die Heilige Gees. Die Heilige Gees bewerk ons wedergeboorte, die geboorte van bo deur die Gees. Hy skenk geloof aan my en jou. Hy help ons om te getuig. Hy verklaar die woord, sê Paulus in Romeine. Hy is ons advokaat, ons parakleet, ons helper, ons raadgewer. Iemand wat lank bestaan, die wat vir ons intree, as ons nie weet wat om te sê en te doen nie. Hy dra die woord van God. Hy openbaar God se woord aan ons. En hy gee ons die kennis wat ons nodig het, wanneer ons nie weet nie. Hy bid saam met ons. Hy help ons om daagliks terug te draai na God toe. En hy bewerk ons heiliging en ons volharding. Liewe gemeente, daar's niks in jou lewe en in jou geloofslewe wat nie in en deur die Heilige Gees gewerk word. Hy is alles wat ons nodig het om te lewe. In 2 Petrus 1 lees ons daaroor. Nog 'n vers wat julle mag gerus kan onthou. En ek sal nou so wees vanoggend dat ek hierdie hele Bybel moet laat voor ek daar uitkom, né? 2 Petrus 1 vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. En dan sal ek voort, maar sê dit van leer dat mense Gees ontvang. Dis wat ons vier, liewe gemeente. Pinksterfees is die teenwoordigheid van God drie-enig in ons lewe, elke dag. Hy is die volheid van die gawes waarvan Paulus in Efesiërs praat, wat ons deel kry. Hy is die punt, hy is die waarborg, dat ons deel sal hê ook aan die opstanding, wanneer die wederkoms plaasvind. Hy bring lewe. Vir my en vir jou en vir almal wat met ons in aanraking kom, waar ons die gestuurdheid moet uitdra. Die gawe van die Gees het alles te doen met die lewe. En niks hiervan natuurlik is sonder die Vader en sonder die Seun. So is dit die eenheid. Die punt is, liewe gemeente, Johannes en die disipels en Paulus trek nooit die eenheid uit mekaar, so het ons van drie gode praat nie. Dis alles ter wille van ons verlossing. Die drie enige God se heilsplan word uitgewerk in jou en my lewe deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die uitstorting van die Heilige Gees wat ons vandag gedenk, gaan daaroor om die kruisiging en die opstanding te proklameer, om vir die wêreld te sê, hier het 'n nuwe lewensorde begin.
Hier het 'n nuwe wêreldveranderende tyd aangebreek. En dis die tyd van die fees. En dis die tyd waarin ons die lewe gaan verkondig. Die ewige lewe, maar 'n hergedefinieerde ewige lewe. Kwaliteit, 'n vol lewe van vreugde en blydskap en van ewige lewe te midde van gebrokenheid. Waarmee kan u vandag huis toe gaan, liewe gemeente? Die Vader het met my en jou 'n verbond gesluit. 'n Verbond van liefde toe hy gesê het, ek wil vir jou 'n God wees, ek sal jou nooit los nie. Die Seun het gekom en het dit onbewerkstellig deur die verlossing en die vergifnis te bring, deur die lydingspad namens my te gaan loop het en aan 'n kruis te sterf. Maar uiteindelik ook opgestaan het uit die dood en alle kragte oorwin het. En opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van God waar hy heerser is, koning oor alles. En die Heilige Gees is aan my en jou gegee, sodat die heilsplan van die drie-enige God in my en jou se lewe bewerkstellig word. En sodat ons ook bekragtig kan word om te kan leef en om die lewe te kan uitdeel met ander. Daarom het ek in die begin gesê, die kerk se besigheid is lewe. Lewe is in volheid. 'n herstelde lewe. 'n Lewe soos God dit oorspronklik bedoel het toe hy die mens gemaak het en gesê het, hier is dit, dis goed, dis die kroon van my skepping. En Jesus het dit kom herstel. Nog nie volledig nie, ons weet dit. Maar hierdie herstelling, hierdie lewensveranderende ding het gebeur en omdraai kan ons doen. En ons is stadig maar seker op pad na die volledige herstelling van dit wat gebeur het. En dit is wat die Heilige Gees wil kom waarmaak in jou en my lewe. Elke dag. Pinksterfees. Dit wat ek en jy vandag gaan vier, ook aan hierdie nagmaalstafel, is die fees van 'n nuwe lewe. En as jy net daarmee huis toe gaan, dan is dit 'n wonderlike dag vandag. Amen. Here, ons kan net dankie sê. Ons kan net ongelooflik dankie sê dat U die lewe kom herstel het. Dat ons verby pyn en lyding en swaar kry en onreg en verkeerde goed en korrupsie kan kyk en nogtans die lewe en die hoop en die troost kan raak sien, want U het oorwin. En die Gees het ons kom bekragtig en is by ons en met ons. En sal saam met ons deur dit alles stap. Daarom, Here, help ons om die hoop en die blydskap raak te sien te midde van swaar kry. Want ons het die lewe. Help ons om die lewe ook aan ander, wat dit nog nie raak sien nie, wat nog net die swartgalligheid in die donker en die nag raak sien. Help ons dat ons die lig vir hulle sal bring, vir hulle die lewe sal verkondig. En dat hulle saam met ons deel kan hê aan die vreugde en die blydskap. Sodat ook ons blydskap volkome kan wees, soos Jesus gesê het. Dankie daarvoor. Dankie dat U met ons gaan. As ons hier uitstap, môre, oormôre, die kar, die werk. Dankie siekbed. Dankie dat U saam met ons is. Amen. Ons gaan nou die nagmaal bedien, liewe gemeente. Die nagmaal, weet julle, is deur Jesus self ingestel. Julle sal onthou die nag waar met oorse lewe is, het hy saam met sy disippels in die boorvertrek brood geneem en hy daaroor gebid en die seun gevra en dit gebreek. En toe so vir sy disippels een na die ander gegee. Dit moes 'n wonderlike ervaring gewees het vir hulle. Dalk 'n bietjie vreemd ook seker. En vir hulle gesê, dit is my liggaam. En dit is vir julle. En dieselfde het hy gedoen toe hy ook die wyn geskink het en dit vir hulle so aangegee en gesê, dit is die beker van die verbond wat deur my bloed beseël is.
Gebruik dit elke keer as jy daai drink, tot my gedagtenis. En dis wat nagmaal is. Elke keer as ons nagmaal gebruik, dan verkondig ons in die nagmaal, in ons eie gebruik, maar ook in ons gesamentlike gebruik, verkondig ons die dood en die opstanding en die lewe van die Here, sodat hy weer kom. Nou, die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd. Dis nie iets wat ek in my klein hoekie alleen gaan eet nie. Dis 'n verbondsmaaltyd van 'n innige verhouding tussen my en Jesus, maar ook 'n innige verhouding tussen my en Jesus en mekaar. En dit word elke keer weer vernuwe en hervestig. Die nagmaal het 'n paar verskillende betekenisse en ons kan op 3 maniere daarna kyk. Die eerste manier is om terug te kyk. En dan sê die nagmaal dat dit 'n gedagtenismaal is. Dis iets wat ons doen om te herinner, om daaroor na te dink. En daarom het Jesus gesê, as julle die brood en die wyn drink, gebruik dit tot my gedagtenis. Dink terug aan die lewe, die kruisiging en die lydingswerk en wat dit vir ons beteken het en gebring het. En wanneer ons die wyn en die brood sien en dit proe en dit ruik, dan herinner dit ons aan sy lydingswerk. En dat hy deur God verlaat is. Hoekom? Sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Maar dis ook iets wat ons vir die hede kan gebruik, vir vandag. En daarom is dit 'n waarborg. Terwyl ons die nagmaal gebruik, is dit amper asof die tekens vir ons deur die Heilige Gees wil verseker dat dit wat ons hier saam vir mekaar sê, die verlossing wat ons ontvang het deur Jesus Christus, dat dit ons is. Dis amper soos 'n pad. Dis amper soos 'n leibaai. Dat die Here vir ons 'n strokie gee en sê, jy kan dit kom inruil wanneer ek weer kom. Maar jy is deel van my. En daarom weet ons, so seker is wat ons die brood en die wyn van eet en drink, so seker is ons deel van dit wat Christus vir ons te doen het en bewerk. En by julle die ou nagmaalsformulier het gesê, as dit onsself die straf vir ons sondes te dra. Dis net so. Die sekerheid hang nie van my af. Die sekerheid hang nie van hoe goed en hoe oulik ek is of wat ek doen nie, maar van God wat deur sy genade ingegryp het en dit vir ons kon doen. Dis iets wat my van hierdie week se Pinksterweek uitgestaan het. Is hoe God oor Jesus en al hierdie verhale het hulle nie kon vra daarvoor nie. Hy doen dit. Uit sy eie inisiatief. Alles is deur sy genade wat met ons gebeur. Maar vir die Here is dit ook 'n gemeenskapsmaal. So die nagmaal verbind vir ons nie net aan Jesus nie, maar ook aan mekaar. Ons is 'n gemeente, ons is lidmate van mekaar. Ons is deel van 'n liggaam met verskillende ledemate. En daarom kan ons nie nagmaal gebruik en nog kwaad wees vir mekaar en allerlei goed oor mekaar sê. Want dieselfde Gees wat my en jou aan Jesus verbind ook vir my en jou aan mekaar. En daarom moet ons vergewensgesind wees teenoor mekaar en verdraagsaam wees met mekaar en goedgesind wees met mekaar. En mekaar se belange hoër ag as ons eie. Wie eenmaal Jesus se vergifnis ervaar, kan nie meer in onvrede met ander lewe as hulle verstaan wat gebeur het daarmee. Maar dis ook vir die Here 'n toewydingsfees, omdat ons van nature geneig is om weg te dwaal en te vergeet, moet ons ook soms herinner word en opgeroep word om terug te draai na die Here toe. En dis ook een van die werke van die Heilige Gees in ons, is om vir ons gereeld vir ons terug te roep en daaraan te herinner. En daarom is ook die nagmaal 'n herinnering van ons hoogste prioriteit weer Jesus te maak. Om ons hart nie op allerlei aardse dinge te sit nie, maar op Jesus te plaas. En wanneer ons die nagmaal gebruik, wy ons onsself weer volledig toe aan Jesus. Dis ons enigste troos en hoop in die lewe en in sterwe. Maar ook as ons enigste blydskap. Want dis waar die ware lewe in ons uitvinding. Ek kan myself nie 'n lewe dink as Christus nie, sonder dat dit 'n vreugde en 'n blydskap in my wakker maak. Daarom is dit ook 'n vreugdefees. Die nagmaal is 'n vreugdefees. Hoop julle verstaan dit
En ek hoop julle hoor dit. As Jesus die lewe kom herstel het, as Jesus kom sê het, ek kom om sodat julle blydskap volkome kan wees, ek het vir julle die goeie nuus gebring, dan klink dit vir my nêrens na 'n swaarmoedige, donker, vreugdelose lewe nie. En daarom is die nagmaal ook, ten spyte van die seer wat dit deur Jesus gedra moes word, is die nagmaal 'n vreugdefees. Die brood en die wyn getuig van 'n vreugdefees. Nie oor dit wat Jesus deurgegaan het nie, maar oor dit wat dit bewerkstellig het. En wat uiteindelik daardeur bereik is. En dit het ons die lewe kan doen. Nagmaal is daarom 'n herinnering dat Jesus die lewe vir ons kon gee. Uit dankbaarheid dat ons daarin kan lewe. Maar die nagmaal laat ons ook vorentoe kyk. Vorentoe kyk soos met die feesmaal wat op pad is. Die bruilofsfees wat Jesus die water en wyn verander het, was maar die voorafstadium. Daar kom 'n groot fees. En daarom is hierdie 'n minifees op die groot fees. Daarom is die nagmaal 'n herinnering aan die bruilofsfees waaraan ons almal sal deel wanneer die volëinding sal plaasvind. En wanneer ons dan nie meer na die stikkende brood sal kyk nie, maar die herstelde lewe. Dit herinner ons dat God eendag alles weer sal heel maak, wanneer hy weer kom, en alles tot sy volheid sal bring, sodat daar geen traan weer sal loop nie. Dat die hemel en aarde en ons liggame nuut sal wees. En die nagmaal herinner ons ook, sodat ons daarna kan uitsien. Eintlik moet die nagmaal vir ons kan sê, kom hier Jesus, kom gou. Want hierdie is, hoe lekker dit ook al mag wees, nog die voorskadu van die volledige fees wat vir ons in die toekoms lê. Daarom, liewe gemeente, die nagmaal is 'n uitnodiging om ons aandeel in die volle verlossing van Christus te vier en opnuut daarvan verseker te word en daarom herinner te word. Dis 'n uitnodiging aan elkeen van julle om gemeenskap met Jesus te hê, maar ook met mekaar te hê, om net weer ons bande met mekaar weer te versterk in die lewe in die Here. So by die gebruik van die tekens, dan dank ons hom en onderneem ons om onsself ook weer aan hom te wy in dankbaarheid. Dit bedoel om ons geloof te versterk en ons gemeenskap van gelowiges te verdiep en ons gemeenskap met die Here. Kom ons doen die belydenis van ons geloof. As julle daarmee saamstem, sê saam met my. Kom ons staan en dan sê ons saam die belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is van Maagd Maria, wat gelei het in 'n Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Die was het baie dankie. Kom ons vra die seën van die Here ook op hierdie ete wat ons saam gaan eet. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees, dat ons as gemeente met mekaar ook weer saam aan een groot tafel kan sit. Jammer dat ons nie 'n groot tafel kan hê nie, maar daar's ander tyd daarvoor. Vandag sit ons denkbeeldig saam met mekaar aan 'n tafel en vier dit wat U vir ons bewerkstellig het. En ons vier die uitstorting van die Heilige Gees, waarom U vir ons die lewe kom gee. En eintlik moet ons op ons knieë kan neerval en net sê, ons loof U daarvoor, Here,
vir die raadsplan, vir die wysheid, vir die liefde, vir die verbond, vir die genade, vir die lewe. Ek seën dan ook wanneer ons nou saam die brood en die wyn eet, dat dit tot eer sal wees en dat dit ons sal bekragtig in die lewe. U is die brood wat lewe. Kom doen dit vir ons. Amen. Ons sing nou lied 297 vers 1. Jy kan sommer net so sit terwyl die tafel vir ons voorberei word. En dan sal ons verder gaan met die instelling van die betekenis. Terwyl kan like kan sit, there's the link. Dan sit jy op die Dit sal nou met meneer de Wolter gebeur, né? Maar dit is goed dat dit met julle gebeur.
Enigiemand oorgestaan met die brood? Almal brood? Het iemand ook vir die diakens wat daar sit brood uitgehaal? Het hulle die uitgehaal? En enigiemand oorgestaan met die wyn? Iemand? Wat is dit? Baie dankie, lyk my dis alles reg. Dankie julle. Nou liewe gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, die breek in klein stukkies, neem dit, eet, presies, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme verzoening vir al ons sondes. En net so, liewe gemeente, is die teken van die wyn, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. En as jy dit drink, neem dit, drink dit, drink daaraan en glo dat sy bloed gevloei het tot 'n volkomme verzoening en verlossing van al ons sondes. Baie dankie, Here Jesus, dat ons hier doen, dat ons hierdie nagmaal saam kon gehad het. En dat ons in hierdie tekens, terwyl dit so warm in ons maag afloop, die ervaring mag hê en die waarborg en die sekerheid en die vreugde en die toekomsverwagting weer herinnering. En dit wat alles in ons lewe gebeur het. En dat dit ons lewe onherroepelik kom verander het. Uit liefde vir ons skryf Johannes in Openbaring, hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. En ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Daarom aan u behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Ons buig voor u neer as die enigste ware, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Baie dankie, liewe gemeente. Ek hoop dit was vir julle 'n wonderlike ervaring geweest. Julle het nou geleentheid in die Here om dankie te sê vir die vreugde en blydskap in die lewe wat hy ons kom gee. Dis weer lekker nou. Dan sit jy wel op die blys en dis af.
We wil net sien, hoor jy die oorwinning. En dis wat Jesus vir ons gedoen het. Dis waarom ons mag weer hê. Dis wonderlik. Baie dankie. Kom ons sluit af, liewe gemeente, met 4:36, vers 1 tot 3. Herskep, o Gees, laat leef, o Gees, laat kom die koninkryk met mag. Laat mense tot bekering kom, oorweeg deur die oortuigingskraag. En 2 en 3 ook, herskep, o Gees, laat ons herleef, word wakker, gaan lewe, en maak wakker elkeen in die kerk, so ons uit God se liefde kan gaan leef. Kom ons sing dit as ons slotlied vanoggend, 4:36, vers 1 tot 3. Nieuwe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Want die Gees is uitgestort op elkeen van ons, van lewe en gaan laat leef. Amen. Ja.